Jesus maak 10 ouens van melaatsheid gesond. Pam, ek sê reg, nee, 10. Hoeveel kom terug? 1. Kan ek jou nou vandag sê? Dit staan nie in die Bybel nie, nee. Maar ek wonder of daai ouens hulle genesing behou het. Jy moet getuig van wat God vir jou doen. Hoekom genees hy? Sodat sy naam verheerlik word. Sodat die eer na hom toe moet gaan. Sodat your life might bring glory to his name. And honor to his name. So you better tell everyone. Ek verstaan nie hoe mense werk nie. As iemand vir my iets gedoen het, is ek so bly daaroor. Ek vertel almal daaroor. Ek is loyaal teenoor daai ou. Al maak hy later droog, ek gee nie om nie. Sit gou 'n oomblik vir my. Ek verstaan nie hoe werk Christene nie. Ek kan verstaan as die wêreld so werk. As iemand iets vir my gedoen het, dan bly ek getrou aan daai ou en loyaal. Al maak hy my daarna seer en al doen hy wat en al stel hy my teleur. Ek glo nog steeds hy gaan opstaan. Daar's manne wat in hierdie bediening ingesaai het, toe ons daar in die begin was, wat moontlik gemaak het, dat duisende siele in Malawi en Mosambiek gered is, deur hulle finansies wat in die koninkryk ingesaai het. Een ou, check 22,000, ander ou, 19,000, luister, 7-8 jaar terug was dit baie geld hoor, meer as wat dit nou is. En weet jy, ek sal daai ons nie vergeet nie, hulle het vir die Here gegee, but I tell you, I pray for them. En ek sê vir jou, die een ou is nou gebackslide. But I tell you, I will never forget what he did for the kingdom of God. Therefore, I plead for his soul every day. How is it that people getting healed and they turn their back and they don't appreciate and don't testify about what God did? Ek verstaan dit nie. Ek verstaan nie hoe werk mense nie. As ek genees is, wow, selfs as 'n dokter my moes genees, is ek dankbaar teenoor hierdie ou. Hoor jy wat ek sê? Daar's 'n tekort aan loyaliteit en dankbaarheid onder mense en onder Christen. Onder die wêreld en onder Christen. If you are healed by the Lord, hey, be grateful. I tell you, tell everybody what he did for you. Vertel almal. Jy moet nie jou mond kan hou nie. Jy moet almal vertel wat hy gedoen het. As jy jou genees het, vertel almal, want dis 'n getuienis, 'n ander ou kan ook genees word. Deur jy wat genees is, kan hy ook kom vir genesing. As jy bevry het, moenie skaam wees. Ouens is skaam omdat hulle bevry is. Hulle is skaam omdat daar duiwels in hulle was. Maria Magdalena, was sy skaam daaroor? Die een uit wie Jesus 7 duiwels uitgedryf het, is die een wat eerste ontdek het, hy het opgestaan uit die dood uit. She was so grateful, she followed him wherever he went. Sy was nie een van die apostels nie, maar sy was soos een van hulle, want sy was oralste waar die apostels was. Sy het hom nie gelos nie. Toe sy bevry is van 7 duiwels, het sy hom nie gelos nie. Sy het hom gevolg. Wat is die verskil? Nou vra ek jou, 5 miljoen rand, is jy bly daaroor? Kan 5 miljoen rand jou bevryding koop? Kan 5 miljoen rand jou genesing koop? As dit 'n ongeneesbare siekte is. Hoe op die aarde is dit, dat ouens nie dankbaar is oor wat God vir hulle doen? As 5 miljoen, sy sê sy sal juig oor 5 miljoen rand, sy sal freak, ek ken haar, sy sal freak man. Ek sal elke dag daar moet kom eet. Sy sal freak, maar mense freak nie, oor iets wat hulle ontvang, wat 5 miljoen rand nie vir hulle kan gee nie. Ek verstaan dit nie, my kop, ek verstaan dit, ek begryp dit nie. Maybe you don't know how important it is to be delivered, and to be healed, and to be saved. Sê, ek gaan baie dankbaar wees, baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want hy het my gered, vir my oorwinningskere aangetrek. Come on, laat ek jou vertel, as jy nie getuig van hierdie oorwinning wat jy ontvang het nie, van hierdie bevryding of hierdie genesing, hierdie oorwinningsklere wat jy aangetrek het, as jy nie gaan getuig nie, gaan jy dit nie behou nie. The way to keep it is to testify. As you testify about Jesus, he will fill your life. Want Jesus het gesê, as ek 'n duiwel uit 'n ou uitjaag, en die huis is mooi skoon aan die kant, en die duiwel trek rond, en hy kry nie 'n ander plek om te bly nie, en hy kom terug na die huis, en vind dit aan die kant, dan gaan haal hy 7 van sy vriende,
wat erger as hy is, met ander woorde 7 ander bose geeste, kom bly in so 'n hart, en so persoon, dis Jesus se woorde nie myne nie, so persoon se toestand is erger daaraan toe as in die begin. Hoekom bring hy 7 ander geeste saam om te seker te maak? Hy behou sy huis. Hoe vind hy die huis? Leeg en aan die kant, sê die Bybel. Leeg en aan die kant, sê hy moet nooit leeg wees nie. Waar hou kom vol? Nou gee ek jou 'n lekker tip. Hoe hou ek my huis vol? Van Jesus. Daar's een wat die duiwel kan uithou, uit hierdie huis uit. En dis Jesus, sê Jesus. Nie jou effort nie, nie sielkundige raad nie, nie meditasie nie, not positive thinking, nothing of those things will work, but Jesus alone. There's teaching, positive thinking, just think positive, just think positive, just think positive. Positive thinking will not help you, Jesus alone can help you. So how? Die Bybel sê, die bose gees kom terug, en hy vind die huis leeg en aan die kant. Hy is aan die kant, van die bose geeste is uit, bose geeste mors 'n plek op, hy is nie meer aan die kant nie. Hy kom terug, hy vind die huis leeg. Hoekom is hy leeg? Hy persoon het nie getuig nie. If you testify of Jesus, you bring honor and glory to his name. Jy bring eer en heerlikheid aan sy naam. En hy kom en hy woon in jou hart. Hoe meer jy oor Jesus praat en getuig, hoe voller sal jou hart van Jesus wees. Is dit nie so nie? Do you